Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Ek hoop dit gaan fantasties met jou. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Ons is besig om hierdie week te reis met die tema, hoe spandeer ek my tyd of waar spandeer ek my tyd? Ons kyk na wat sê die Bybel, wat is 'n goeie en 'n effektiewe plek om my tyd te spandeer. En vandag is ons daar in Kolossense 4 vers 5. En hy sê, as julle met mense te doen kry wat nie Christene is nie, moet julle veral goed gedra. Gebruik elke oomblik om 'n positiewe invloed op hulle uit te oefen. Gebruik elke oomblik om 'n positiewe invloed op hulle uit te oefen. Elke oomblik. Paulus kom maak ons bewus, hy sê, hoor die ouens, julle het net soveel tyd in 'n dag, en ek weet nie van jou nie, maar ek bevind myself dikwels tussen mense wat ek nie ken nie. Het sê dit 'n kassiere is, 'n petroljoggie, iemand by Postnet, waar ook al jy mag gaan, is daar altyd iemand wat ek nie noodwendig mee verhouding het nie, en wat ek nie noodwendig weet of hulle die Here dien nie. En een van die laaste opdragte, daar in Handelinge 1, van vers 6 af, is waar Christus opvaar in die hemel en dan sê hy vir die disippels, hy sê, gaan en getuig. Dit is sy laaste opdrag, voordat hy opgaan in die hemel, hy sê, gaan en getuig, vertel vir mense. Matteus 28 gee Christus vir ons die opdrag om disippels te maak. Matteus 28 vers 19 en 20, hy sê, gaan en maak disippels, hy sê, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ek en jy het net soveel tyd om hierdie opdragte wat Christus vir ons gegee het, sal ek sê, te kan doen, te kan uitvoer. En ek wil jou vandag aanmoedig, en mag ek en jy bewus word dat elke oomblik, wat Paulus hier vir ons sê, elke oomblik is 'n oomblik wat ons iemand van Christus kan vertel. En mag oomblikke, ek wil amper sê Gods oomblikke, godly moments, mag dit ons nooit ontbreek nie, mag ek nooit so betrokke wees in myself en in my eie dinge, dat ek oomblikke mis om mense te wen vir Christus nie. Dis immers hoekom ek en jy hier is. Mag ek en jy nooit te besig raak, te vol word van onsself, te veel van onsself dink, te veel tyd aan onsself spandeer nie. Mag ek altyd koninkryk gefokus is met my oë op Christus en dink hierdie is 'n oomblik wat ek kan gebruik om iemand van Christus te vertel. Mag ek en jy die oomblikke raak sien, mag ons oë oop wees. En weer eens, ek wil amper vir jou sê, mag ons rondloop en soek vir hierdie Gods oomblikke. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in u koninkryk te kan dien. Here, dankie dat u ons vertrou. Maar meer as dit, Here, dankie dat u ons ook in staat stel. Soos die Engels sê, u koop, Here, u rus ons toe om u werk te gaan doen. So ons begeerte, Here, dat ons nie oomblikke sal mis wat Gods oomblikke is nie. Here, waar u mense wil aanraak, waar u mense wil leer ken op 'n intieme wyse, waar u lewens onherroepelik wil verander. Here, mag ons hierdie oomblikke raak sien. Mag daar geen oomblik verbygaan in ons lewe wat ons nie dink, hoe kan ons die Here verheerlik, hoe kan ons iemand vertel van Christus nie. Dankie dat u dit vir ons uitwys, dankie dat u ons lei deur die Gees, Here. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen.